Grondpad Geloof. Vriende, hartlik welkom. Ons reis saam met mekaar in die voetspore van die geloofshelde in die Ou Testament om by hulle te leer, maar wat beteken dit om aan te hou glo, selfs in moeilike en uitdagende tye? Ons skriflesing kom vanoggend uit Eksodus hoofstuk 7. Maar die Here antwoord hom: "Kyk, ek gee aan jou gesag oor die Farao en jou broer Aaron sal jou woordvoerder wees. Alles wat ek jou beveel het, moet jy aan jou broer Aaron oordra en hy moet dit vir die Farao vertel sodat hy die Israeliete kan laat trek uit sy land uit. Maar ek sal die Farao hardkoppig maak sodat ek baie tekens en wonders in Egipte kan doen. Maar hy sal wel nie na julle luister nie. Maar dan sal ek Egipte my mag laat ervaar. Met groot reddingsdade sal ek die stamme van my volk uit Israel uit Egipte uit bevry. As ek Egipte tref, sal hulle besef dat ek die Here is. En dan sal ek Israel tussen hulle uit laat trek." Moses en Aaron het gedoen presies wat die Here hulle beveel het. Moses was 80 en Aaron 83 toe hulle met die Farao gaan praat het. Verder het die Here vir Moses en Aaron gesê: "As die Farao vir julle sê, doen 'n bietjie 'n wonderteken, moet jy vir Aaron sê: vat jou kierie en gooi dit voor die Farao neer, dat dit 'n groot slang word." Toe Moses en Aaron by die Farao kom, het hulle gedoen wat die Here beveel het. Aaron het sy kierie voor die Farao en sy amptenare neergegooi en dit het 'n groot slang in verander. Die Farao roep toe ook sy manne bymekaar wat die soort ding ken, sy golaars. Die Egiptiese towenaars doen toe met hulle towerkunste presies dieselfde. Soos elkeen van sy kierie neergooi, verander dit in 'n slang. Maar toe sluk Aaron hulle sin in. Tog het die Farao koppig gebly en nie aan hulle versoek gehoor gegee nie, net soos die Here dit vooraf vir hulle gesê het. Dan in Eksodus 8-12 is dit hier waar ons sou lees hoe elkeen van die 10 plaae ontvou. Elke keer ontvou die plaag. Dan sê Farao, dis reg, ek gaan julle laat gaan. Dan, sodra die plaag blyk om op te klaar, raak Farao weer hardkoppig en die Israeliete bly gevange in Egipte. En hierdie patroon herhaal homself 10 keer. Maar teologies lê daar 'n besonderse boodskap daar agter. Maar meer daaroor binne enkele oomblikke. Kom ons lees verder in Eksodus 12. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê: "Hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel: elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man met sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas totdat hy die 14de van hierdie maand, en dan moet julle die hele gemeente van Israel teen laatmiddag laat slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante van en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met kop, pootjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets by julle oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en 'n kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan
om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken, want ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. 7 dae lank moet die brood wat julle eet ongesuurde brood wees. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontslae raak van die suurdeeg in julle huise, want elkeen wat in die 7 dae gewone brood eet, moet van Israel afgesny word. Op die eerste en die 7de dag moet daar 'n gewyde byeenkoms wees. Op hierdie dae mag geen werk gedoen word nie, behalwe dat elkeen vir iets te ete kan voorberei. Onderhou die fees van die ongesuurde brood, want die eerste dag van die fees is die presiese dag waarop ek julle stamme uit Egipte sal bevry het. Julle en julle nageslagte moet die dag altyd as 'n vaste instelling vier. In die eerste maand moet julle die aand van die 14de af ongesuurde brood eet, tot op die aand van die 21ste van die maand. 7 dae mag daar geen suurdeeg in julle huise wees nie, want elkeen wat van die gewone brood eet, sal van die gemeente van Israel afgesny word. Dit geld vir vreemdelinge, sowel as gebore Israeliete. Julle mag glad nie gewone brood eet nie. In al julle woonplekke moet net ongesuurde brood geëet word. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hyssop, doop dit in die bak met bloed, smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokante en sykante van die deurkusyne sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom nie om julle te tref nie. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee, soos hy aan julle beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Toe die volk in aanbidding gebuig, soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Ons lees vanoggend net tot sover. So, ons is besig op ons reis getiteld Grondpad Geloof. En op hierdie reis is ons besig om sin te maak van die ervarings van geloofshelde en sin te maak daarvan hoe het God ook vir hulle voorsien en hoe kon hulle steeds dierentyd hulle geloof in God geplaas het. So, ons storie het begin daarby toe ons mekaar gesê het Abraham semigreer, Abraham trek. Nie 'n plek waar die klimaat, die ekonomie, die veiligheid of watter ander kriteria daar mag wees vir Abraham gunstig is nie, maar 'n plek waarin God hom beveel om te trek. Dit het so gebeur dat God het aan Abraham 3 beloftes gemaak. God het aan Abraham gesê: "Abraham, aan jou beloof ek 'n nageslag, aan jou en jou nageslag 'n land, en in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees." So, wat ons egter hier sien, is dat God maak beloftes aan Abraham. Hierdie beloftes wat hy maak, bekragtig sy verbond met Abraham. En wanneer ons die vervulling van hierdie 3 beloftes naspeur, verstaan ons die storie van die Bybel nie slegs in die Ou Testament nie, maar tot in die Nuwe Testament, hoe ons sien hoe hierdie beloftes in vervulling sou gaan. Ons het saam met mekaar in die skoene van die geloofshelde gestap. Ons het by Abraham begin. Ons het na sy seun Isak, die se seun Jakob, die se seun Josef gekyk. Ons het toe vir Moses ontmoet, daarna vir sy broer Aaron
En vanoggend gaan ons verder met hierdie reis. Maar in die skoene van die geloofshelde het ons gesien maar hulle twyfel ook. Hulle worstel met God. Hulle word ook oorweldig. Hulle voel ook moedeloos. Hulle maak dikwels hulle eie planne en hulle verduur ook baie onreg. Maar ons het uit hulle verhale geleer dat God is getrou. Hy onthou sy verbond. God is betrokke naby God. 'n God wat in detail kennis het van mense se omstandighede. 'n God wat in staat is om te beskik dat daar ook aan mense weer reg laat geskied ten spyte van onreg. En 'n God wat mense genadig is. Maar kom ons gee vanoggend net eers 'n tree terug. En kom ons ontmoet weer vir Moses daar waar die verhaal einde verlede week gestop het. Ons het vir mekaar gesê teoreeds in vers 22. Daarna het Moses weer na die Here gegaan en gesê: "Here, waarom werk U so sleg met hierdie volk? Waarom het U my nou eintlik gestuur?" So Moses kom en hy sê hy praat eerlik met die Here en sê: Here, ek verstaan nie so mooi nie. Ek worstel met die taak wat U aan my gegee het, want U het 'n spesifieke taak aan my gegee. Tog ervaar ek nie guns nie, ek sien nie verandering nie, ek beleef nie uitkoms nie en steeds moet ek aanhou met hierdie taak. Ek worstel, Here, met die taak wat U aan my gegee het. Het dit nie al met jou ook gebeur dat jy miskien geworstel het om vir die Here te sê, Here, ek ervaar nie guns nie, ek sien nie uitkoms nie, ek beleef nie die verandering nie. Waarom het U my dan nou eintlik gestuur? Van die eerste oomblik af sê Moses dat ek by die Farao gekom het om in U naam te praat, het hy hierdie volk net mishandel. En nou sê Moses, maar Here, dit lyk dan tog of U niks gedoen het om die volk te red nie. U het my gestuur met die boodskap, ek moet dit vir hierdie volk gaan sê. U gaan hulle bevry. En nou lyk dit dan of U maar net niks gedoen het om hulle te red nie. Het dit nie al vir jou gevoel ook, maar Here, ek worstel met die vraag. As U dan bewus is van my onreg, waarom laat U dit toe? Waarom bring U nie dan net 'n uitkoms nie? Jy sien, dit lyk vir my asof God soms onreg vir 'n tyd lank toelaat. Maar dit beteken nie dit gaan by hom verby nie. Dit beteken nie hy laat dit ongestraf bly nie, want God is aan die werk al sien 'n mens dit nie. En dit is wat ons nou gaan sien vandag ook, hoe hierdie verhaal dan verder uitspeel. Want toe sê die Here vir Moses, nou sal jy sien wat ek met die Farao gaan doen, hoe ek hom gaan dwing om my volk te laat gaan. Ja, ek gaan hom dwing om hulle uit sy land uit weg te jaag. Maar nou sien ons dat Moses oorweldig kom na die Here toe. En nou kom help God vir Moses en sê, Moses, ek besef jy is oorweldig deur die teenkanting wat jy beleef. Ek skryf jou nie af nie, maar ek gaan vir jou die groter prentjie net weer gee. Ek is die Here, ek is getrou aan my verbond. En hierdie woorde wat ons vandaan hoor, is die vertrekpunt wat ons nodig het om sin te maak van ons geleesde teksgedeeltes. Want God het vir Moses gesê, ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam, die Here, het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. Tog het ek my verbond met hulle gemaak. Naamlik om die land Kanaan aan hulle te gee. 'n Land waarvan hulle nie burgers was nie, want ek het die gekerm van die Israeliete wat deur Egipte verkneg word, duidelik gehoor en ek het aan my verbond gedink. Is dit nie presies wat ek en jy dalk ook nodig het om vanoggend te hoor nie? Ek weet nie wat staan in jou lewe wat jou oorweldig nie. Om te midde van onreg weer te onthou wie is God nie. Dat God is 'n God wat nie ver is nie, God se God bewus is van swaar kry en pyn, ook joune. En dis 'n God wat sy verbond onthou en sê ek sien swaar kry, ek het dit gehoor en ek het my verbond onthou. En daarom gaan ek aan hulle hierdie land gee. En daarom, Moses, gaan ek jou gebruik. Maar vanoggend op ons grondpad geloof reis, ontmoet ons iemand
wat ek sou sê, ek sal sukkel om hom per se as 'n geloofsheld te etiketeer. Maar kom ons gebruik sy storie om te vra, maar hoe help die verhaal wat ons vertel van sy hardkoppigheid ons meer te vertel oor die geloof wat ons uit ander mense se reaksies kan raak sien. So eerste hoor ons dan die woorde. Eksodus 6 vers 27. Toe die Here in Egipte met Moses gepraat het, het hy vir hom gesê: Ek is die Here. Gaan sê nou vir die Farao, die koning van Egipte, alles wat ek vir jou gesê het. So Moses het dalk gedink, Here, ek het probeer. Ek het gedoen wat U vir my gevra het, dit het nie gewerk nie. Verskoon my maar net nou asseblief, Here. Maar nee. Moses kry die bevestiging, ek gaan by jou wees, ek gaan saam met jou en jy gaan nou vir Egipte daar vir die Farao sê wat ek jou beveel het. Toe sê Moses, maar Here, ek praat nie goed nie. Die Farao sal nie na my luister nie. Maar die Here antwoord hom, ek sal vir jou gesag oor die Farao gee, Aaron sal jou woordvoerder wees. Hoe maklik kan ek en jy nie ook daarmee identifiseer dat om verskoning te maak nie, want ons besluit so vinnig, wat help dit nou eintlik ek probeer? Wat help dit? Wat 'n verskil kan ek nou eintlik maak? Maar dan sê hy oor uit die volgende woorde, alles wat ek jou beveel, moet jy aan jou broer Aaron oordra, en hy moet dit vir die Farao vertel, sodat hy die Israeliete kan laat trek uit sy land uit. Maar ek sal die Farao hardkoppig maak, sodat ek baie tekens en wonders in Egipte kan doen. Jy sien, daar is 'n stuk realiteit binne gehoorsaamheid. Net omdat God vir my iets vra, beteken dit nie, dit gaan net maklik wees nie. Beteken nie, dit gaan my nie iets kos nie. Dit gaan my nie iets vra nie. Inteendeel, gehoorsaamheid aan God vra my alles, my hele lewe. Dan hoor ons in vers 4, maar dan sal ek Egipte my mag laat ervaar. Met groot reddingsdade sal ek die stamme van my volk Israel uit Egipte bevry. En as ek Egipte tref, sal hulle besef dat ek die Here is. En dan sal ek Israel tussen hulle laat uittrek. Jy sien, baie keer het ons die prentjie dat hier volg die pla van Egipte. So nou word hulle bevry en hulle gaan die land in besit neem. Maar wat ons hier moet sien is, vir God gaan dit oor sy eer en oor sy mag. Farao wat nie rekening gehou het met God nie. Daarom laat God eers hierdie pla toe, sodat Farao kan besef wie is God. En dan betoon hy sy getrouheid aan hierdie mense in Israel om aan hulle die land te gee wat hy aan hulle beloof het, reeds aan Abraham. En nou kan hulle trek. Maar dan in vers 16 hoor ons, sê dan vir hom, die Here, die God van die Hebreërs, het my na jou toe gestuur met die opdrag dat jy my volk moet laat gaan om my in die woestyn te dien. Maar tot nou toe het jy nie gehoor gegee nie. So sê die Here, deur wat nou gaan volg, sal jy weet dat ek die Here is. Hoe maklik kan dit nie net dalk met my of jou gebeur dat ons iets verloor van daardie heilige respek of ontzag vir God, dat ek en jy vergeet wie God is, en dalk nie regtig meer so nougeset rekening hou met God nie. En die Farao antwoord, doen dit môre. Toe sê Moses, goed dan sal u besef dat daar geen God is soos ons God nie, die Here nie. Maar toe die Farao sien dat daar verligting gekom het, het hy weer onversetlik geword. Hy het nie aan Moses se versoek toegegee nie, soos die Here dit vooraf aan hulle gesê het. Die patroon wat by elkeen van die pla volg, is dat die Farao nie bly die ooreenkoms bly nie en dit nie laat gaan nie. Maar daardeur sal God sy mag toon om vir die Farao te laat sien wie is die Here.
Toe sê die towenaars vir die farao, maar dit is die vinger van God. Maar die farao het koppig gebly. Hy het nie om aan Moses hulle se versoek gehoor gegee nie, net soos die Here vooraf gesê het. Interessant genoeg, hier is dit die towenaars wat die woorde sê, maar dit wat hulle hier sien, kan hulle op geen ander manier beskryf as die vinger van God nie. So hier word God nou in persoonlike terme beskryf. Hoe verander dit jou beeld van God as jy besef dat God se God wat persoonlik by mense betrokke is? Maar die dag sal ek 'n uitsondering maak van die Goshen-streek waar my volk woon. Daar sal nie 'n enkele steek vir u gewees nie, dat jy kan besef dat ek die Here in die land is. Ek neem my volk in beskerming, nie joune nie. Hoe verander dit jou verstaan van God, dat God nie 'n veraf God is nie, maar dat hy so naby is, dat hy teenwoordig kan wees in die plek, in die situasie, waar mense swaar kry. Maar dan hoor ons dat Farao probeer onderhandel met Moses om 'n kompromie te bereik. Toe roep die Farao vir Moses en Aaron en sê, julle kan vir julle God gaan offer, maar doen dit sommer hier in ons land. Maar Moses antwoord, dit kan ons nie doen nie, want ons offers is aan God, die Here, en dit gaan aanstoot gee aan die Egiptenaars. Ons wil maar net 3 dagreise ver in die woestyn ingaan, om aan ons God, die Here te offer, soos hy ons beveel het. So Farao kom en sê, okay, kom ons probeer hierdie saak settle as waar. As hierdie mense nou die offer wil bring, laat hulle toe om die offer te bring, maar hulle bring dit tog hier. Wat het ek tog dan om te verloor? Maar Moses verduidelik dat 'n mens kan nie kompromie maak aan God se voorskrif, aan sy opdrag nie. Mens moet aan die Here gehoorsaam bly. Dan sê hy in 9 vers 2, as jy weier om hulle te laat gaan en hulle bly vashou, sal die Here sy mag toon met baie swaar pes onder al jou vee in die veld, perde, donkies, kamele, beeste, kleinvee. Die Here sal 'n onderskeid maak tussen die vee van Israel en die van Egipte. Daar sal nie 'n enkele stuk vee van die Israeliete vrek nie. Hoe help dit my en jou nie as ons hoor, maar hoe is God in die fynste detail betrokke nie? Al voel alles dalk vir ons buite beheer, oorweldigend. Beteken dit nie dat God is buite beheer of buite die situasie nie. Toe het Moses vir hom gesê, sodra ek in die stad is, sal ek my hande in gebed na die Here toe uitsteek. Dan sal die donderslae ophou en daar sal nie meer haal wees nie, dat u kan besef dat hierdie land aan die Here behoort, wat u en die amptenare betref. Ek weet, u het nog nie ontsag vir die Here, die God nie. Kan dit nie met my en jou gebeur dat ek dalk die Here persoonlik ken nie, maar ek het nie meer dieselfde respek, dieselfde gesag vir sy naam, sy heiligheid nie, dat my liefde vir hom iewers verkoel het nie. Daarna het die Here vir Moses gesê, gaan na die Farao toe, want ek het hom en sy amptenare onversetlik gemaak, sodat ek hierdie wonders onder julle kan doen. Dan kan jy aan jou kinders en kleinkinders vertel wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en watter wonders ek onder hulle verrig het, om hulle te laat besef dat ek die Here is. Die fokus van hierdie verhaal is nie die pla wat gebeur nie, maar dit is die openbaring, die besef dat die Here is wie hy sê hy is. Dit is wat die pla openbaar. Dat God kom sê, hou rekening met wie ek is. Dan hoor ons in vers 2, dan sal jy aan jou kinders en jou kleinkinders vertel wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, watter wonders ek onder hulle verrig het, om julle te laat besef dat ek die Here is. Jy sien, geloof is nie net 'n persoonlike saak nie. Ek glo nie net alleen nie, maar ek glo saam met ander gelowiges. As 'n ouer het jy ook die verantwoordelikheid om met jou kinders te praat oor geloof, om hulle te begelei in die vorming van hulle geloof, om aan hulle die begrip oor te dra van wie die Here is,
terwyl jy saam met hulle bly groei in die geloof. Die Farao laat toe haastig vir Moses en Aaron roep en hy sê, maar ek het die verkeerde ding gedoen teen julle God, die Here, en teen julle. Vergeef tog asseblief net hierdie een oortreding. Bid tot die Here, julle God, dat hy hierdie dood van my sal afweer. Jy sien, die gevaar bestaan dat bekering vir my net 'n reddingsboei is. Kan dit nie met my of jou ook gebeur dat ons wil, wanneer ek in die moeilikheid is, vinnig die versekering hê, God se genade is vir my genoeg, maar ek wil nie werklik my lewe aan hom oorgee nie. Ek wil nie werklik tot ware inkeer en berou kom en sê, Here, vat my hele lewe nie. Ek wil maar net wanneer ek in die moeilikheid is, vinnig sê, Here, help my. En dan is ek mos weer okay. Dan kan ek maar weer op my terme leef. Maar dit werk nie so nie. Wanneer ek werklik tot inkeer wil kom, en dan moet ek myself ten volle aan die Here oorgee. Dan is bekering nie net 'n vinnige reddingsboei nie, maar dis 'n eenmalige oorgee van my lewe, wat elke aspek van my lewe vir altyd onherroepelik kom verander, want ek kies dan om op God se terme te leef en nie meer my eie nie. Met die eerste 9 plaae het die Farao elke keer hulle verhinder om Egipte te verlaat, maar die 10de sal die laaste wees. Toe sê Moses vir die Farao, so sê die Here, teen middernag sal ek deur Egipte gaan en elke eersgebore in Egipte sal sterwe, van die kroonprins af tot die eersgeborene van die Farao, tot by die eersgeborene van die slavin wat koring maal, ja, selfs al die eerstelinge van die diere. In die hele Egipte sal daar so gehuil en gerou word soos nog nooit van tevore nie, en ook nie later nie. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy by 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het. Elke gesin het een hê. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. En dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. In die Nuwe Testament word die beeld van 'n lam ook gebruik. En dit word gebruik deur Johannes om Jesus voor te stel, die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Julle moet die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Daar moet julle dit gebraai eet saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Dit is die Paasfees van die Here. In die Nuwe Testament vier Jesus nie self die Paasfees saam met sy disippels nie, maar hy kom verander die betekenis van die Paasfees, want hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, die brood, en die wyn is my bloed wat vir julle gevloei het. Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel, dit is wat die Here gedoen het, toe ek uit Egipte getrek het. Die fees moet vir julle wees soos 'n teken op julle hand of 'n merk op julle voorkop, sodat julle altyd sal getuig dat die Here hom aan julle geopenbaar het, want dit is met sy groot mag dat hy julle uit Egipte bevry het. Jy sien, in die Nuwe Testament hoor ons hoe God sy mense op hulle voorkoppe gemerk het, hulle wat aan hom behoort. Openbaring 7 en 14, wanneer die skrywer van Openbaring die taal van die Ou Testament leen om in sy apokaliptiese verbeelding van wat hy neerskryf, hierdie begrippe te kan oordra. Dan vertel hy, maar God het sy mense gemerk. Dit moet 'n merkteken op julle voorkoppe of op julle hande wees. Watter troos bied dit nie vir my of vir jou om te weet dat God my as sy eiendom gemerk het nie. Nadat ons geworstel het met die onreg en dit nie kon verstaan het waarom laat God dit toe nie, herontdek ons dat God getrou is. Dieselfde nag nog het die Farao vir Moses en Aaron laat roep en vir hulle gesê, gee pad onder my mense uit. Julle twee en al die ander Israeliete, gaan dien die Here soos julle gevra het. Vat julle klein vee, julle groot vee soos julle gevra het en trek. En bid dat dit met my ook mag goed gaan. Jy sien, vir weke lank het ons saam met hierdie mense geworstel met die onreg. Waarom laat God dit toe? En hier sien ons, wanneer God besluit, dit is tyd, bring God 'n bepaalde uitkoms. Dit lyk dalk anders as wat hulle dit self voorgestel het. Dit voel dalk anders as wat hulle gedink het, maar dit sal wees. Maar God's getrou, hy bring die uitkoms. Moses wat moedeloos al was met sy roeping,
Die Farao se hardkoppigheid, die verwyte van die Israeliete, het gesê, Here, waarom het U my gestuur? En nou kan hy terugkyk en sê, maar God is getrou ten spyte van. Die boodskap waarmee ons vanoggend begin het. In Moses se skoene verstaan ek en jy dalk ook nie altyd ons roeping nie, want ons sien nie die uitkoms nie, ons ervaar nie die guns nie, beleef nie die samewerking nie, maar dit verander nie God se getrouheid nie. En my en jou volharding is nie gesetel in die guns van mense, die uitkoms wat ons sien of die verandering wat ons beleef nie, maar die vertroue in die karakter en die getrouheid van God. En dit is waarom ons vertroue lê en daarom kan ons volhard. So wat neem ons saam? Ons neem saam dat God sy beloftes onthou en sy verbond met mense in stand hou. Dat God mense se swaar kry sien, hulle hulpgeroep hoor en in staat is om 'n uitkoms te bring. Dat God aan die werk is, selfs al sien jy dit nie, selfs al ervaar jy dit nie, selfs al is sy tydsberekening anders. God sal die finale sê oor onreg hê. Hy sal op sy tyd en sy manier oordeel. En dat God is die God wat te midde van 'n mens se moedeloosheid vir jou kom herinner om te sê, maar ek is die Here. Somtyds neem geloof ons op grondpaaie, maar die belofte is dat God saam met ons is. En dit gee ons hoop. Amen.